ons bid. Dankie Vader. Dankie net vir hierdie oggend. Dankie vir die genade en die liefde. Dankie vir die dag wat U gemaak het. Dankie soos ek vir Chris wys, gister en vanoggend as ons buite kyk, daai blink môre ster, hoe duidelik hy skyn. Ek het hom nog nooit so gesien nie, maar ons weet, U is op die troon, en U is in beheer van alles. En dankie net vir manne wat kan saamsit en dat ons die woord kan ontvang vanoggend. Maak dit lewend in ons harte. Dat die saad van die woord, onverganklike saad, op vrugbare grond val. Ons weet die tyd is min en maak ons gereed, maak ons opgewonde. Heilige Gees, U is die een wat die bruid opgewonde maak en haar aanpoor en haar aanmoedig om nader aan haar bruidegom te beweeg. Dankie net vir Kobus hulle se veilige terugkoms van Zimbabwe af, vir die getuienis ook wat hy gaan deel met ons, wat daar gebeur het, en ook so vir Wilbur en vir Shaal en vir Dylan wat in Allewal is. Ons vaders kom bid dat hulle lippe en hulle mond sal skerp maak, soos 'n skerp tweesnydende swaard, en dat die woord uit sal gaan soos vuur, en laat dit harte sal aanraak. En seën ons vanoggend. Ons bid dit alles in die naam van Yeshua. Thank you Lord. Amen. Amen. Kom ons hoor 'n bietjie Kobus, ek dink hy het as hy met ons kan deel. Hulle trip is, ek dink julle het baie goed gehad. Prophet het my ook bietjie laat weet so dit yes, ek was opgewonde geweest toe hy my laat my net testimonies. Ja, dit was regtig 'n amazing ervaring geweest. As jy nou van armoede praat, dan regtig, ons was in die area wat verskriklik arm is. Verskriklik. En omtrent elke jong dogter loop met 'n baba op haar rug. Yes, ek sê jou, die kinders, die kleintjies, van 13. Hulle is baie. Jy sien prostitusie, is groot daar, want hulle het nie werk nie, 80% werkloosheid. So hulle het nie werk nie, so al wat hulle doen, sit by die huis, is al wat hulle doen. En die girls verkoop hulle lywe daar, so hulle vra $1 vir 'n ou om saam te slaap. En dan kan hy 2 keer saam te slaap, nie net 1 keer. In alle gevalle, as jy gaan kyk na die huise daar, hoe hulle leef, hulle het geen werk nie, hulle het geen kos nie, en daai kinders, ek het gaan sweets koop, ek altyd sê ek wat uitreik, koop ek lekker goed, suikstokkies. Daai kinders het sulke streep agter die aan net vir 'n suikstokkie. Ja, sure. En om kos te kry. Maar wat ek wil sê is, die eerste dag toe ons daar gekom het ons gaan loop tussen die mense deur en met hulle gaan praat, hulle is verskriklik vriendelik. Watter deel van Zim was jy? Harare. Ons was met die buitegedeelte van Harare. Ja. Okay. En daai area daar, die mense is verskriklik vriendelik. Ja. Nie een ou het vir ons gesê ons mag nie met hom praat of kan nie vir hom bid of sulke dinge. So ons het deur die mense geloop oralste, met hulle gechat en sulke goede. En vir die siekes gebid. Hulle verstaan nie die wonderwerke nie. Verstaan nie, die pastore loop saam met ons en hulle het geen idee wat ons doen nie. Ek kan nie almal het vir die siekes gebid nie, maar ek meen toe ek saam met hulle loop, daar was gebid het, as hulle sien nou iemand te siek, dan kom hulle my, dan moet ek bid vir hierdie ou. Jy weet, so dit was vir my baie amazing, dat jy kan sien hoe die Here werk. En die Here het nie een gelos nie, almal gesond gemaak. Ja. Almal gesond gemaak. Luister wat ek sê, ja, sure. God het sy krag. Dit was amazing. Die eerste aanse crusade het ons 300 stoele uitgepak. Die stage was amazing, die klank was fenomenaal. En die mense wat daar geworship het, nou kyk, ons verstaan nie hulle taal nie, hulle sing in hulle taal, was super amazing. Ek sê vir jou, dis een ding van swart mense, hulle kan worship. Ja. Hulle kan worship. Ek sê, hulle vat. Daai ons begin sing, dit is die atmosfeer, die glorie van die Here kom net in.
En ons het heelwat salvations gehad die eerste aand, healings gehad wat ons gebid het vir die mense, maar die mense is nog skugter want jy kan voel die atmosfeer, die ongeloof. Ja, want ek verstaan nie nou wat hier aangaan nie, verstaan. So die eerste aand was vir my bietjie, as jy bid vir die mense, dis asof hulle nou nie verstaan nie, die goeie werk net nie lekker uit. Alle gee hom Engels of hoe? Als Engels. Nou vertaal hom of verstaan hulle? Hulle het interpreters gehad wat terwyl Prophet gepreek het, het hulle interpreter gehad. Maar terwyl ons werk en dan het ek die pastore saam met ons gehad terwyl ons loop dat hulle nou vir ons kan net vertaal. In alle geval, sorry. Die eerste aand, die tweede aand, dus al die stoele vol en die helfte het agter gestaan. So daar was omtrent, ek sal sê 600 mense. Die laaste aand, ek skat, daar was 2000 mense. Soos Prophet nou sê, Evangelist Thomas die oor, nie die mense nie. So daar was dit 4000. Maar in alle geval, die laaste aand was vir my die hoogtepunt, want toe ons vir al die mense gebid het daarso, kom ek begin eers die laaste dag het ons meel uitgedeel vir hulle. Daar was 400 sakke meel. En ek het terwyl ons wag vir Prophet om in te kom, al die siekes wat daar, die mense wat daar gesit het, die oues, het ek gesê, okay, terwyl ons wag, kom ons bid sommer maar vir die mense. Dit was nou eintlik baie lekker, want daar was 'n draad, en ons het die ou mense laat inkom, dat hulle binne kan sit. So al die jonges het buite die draad, daar het seker so 300 buite gestaan. So bid ek vir die een, bid ek vir die ander een, almal sien die wonderwerke van die ene. Elke ene, soos ek verstaan het. Hoogtepunt is wat ons seentjie, ek het dit op video, ek was doofstom, kan nie hoor nie. En ek bid vir hom, en die Here maak sy ore instantly oop. Vir al die mense. Kyk, dit was, daai mense gaan ballistiek. En alle geval, toe het ons die aand, het ons die meel uitgedeel, maar dit was toe 'n probleem gewees, want ons het nie genoeg meel gehad vir die mense, want ons het vir almal kaartjies uitgedeel terwyl ons geloop het, sodat as jy 'n kaartjie het, kry jy meel. Maar toe kom van die mense nou ook by, hulle wil ook meel hê, maar nie kaartjies nie. Toe begin dit nou commotion raak daar buite, en die mense begin raas en opgewonde raak en goede. Toe ons is dit vinnig demp, en die aand, toe ons by mekaar kom, het Prophet uitgeroep vir die siekes. Nou, ek het vir 'n vrou gebid, sy kom na my toe, en ek het al gelees van dit, ek het nog nooit vir iemand vir dit gebid nie. Sy eet bakstene. Ek sê vir jy, sy says, I am addicted eating bricks. What? Sy sê, yes, I'm addicted eating bricks. Ek het vir haar gebid. Terwyl ek vir haar gebid het, so ek staan daar by Prophet by die stage, hy is nog besig om te praat, volgende moment kom vrou daar aan, sy sê, my child does not move. Babietjie. Dis iemand die video vir my gestuur. Ja, vat hy kind, hy sit, ek staan langs, jy sal gesien, my gesig het jy gesien. Ek staan daar, so daai kind mors dood. Ja. Mors dood, daai kind haal nie eens asem nie. Ek staan langs daai kind, ek kan sien, ek kan die maag sien, daai kind, as hy asemhaal, daar's nie beweging aan nie. Moet ons die video opsit? Jy kan dit opsit, ja. Wil julle sien? Ja. Kom ons kyk, ek vertrou ek gaan hom stuur. Maar wat ek as getuienis, hardop soos 'n vuur vlam wat daar. Ja, so daai het gebeur, nee, ja, yes. Dis hierdie een. Ja. Sê. Ja. So. Maar die beste van alles terwyl hy nou soek, né, die ma het wys geen remors nie. Ja. Niks, geen emosies nie. Sy bring net die kind, sy sê die kind beweeg nie. Bring die kind, so die kind dan, nee. Okay, dink julle ek moet hom net play? Ja. Okay, maar nou waar moet ek die klank?
Druk die groen knop. Okay, maar ek gaan 'n ander plan maak. So, dit stop. Is die kind so van geboorte af? Sê weer? Is die kind so van geboorte af? Het sy nou dood gegaan daar by die By die kusyn. Ja, ons het nie so lank as die kind dood nie. Maar die kind is mooi aangetrek. Dit sien hulle Ja. kom vir iets. Probeer al iets met die kind. Kom ek vra as jy sê die kind beweeg nie. Ja. Dis is vir my ek staan en kyk vir die ma en sê ek weet wanneer ons vir die mense bid nou hoe hulle operate. Hulle wys nie baie emosies in elke geval nie. Jy weet dit is nie so, ons wat hier so wow, kyk wat hier gebeur, verstaan hulle nie. Maar daai ma het geen emosies gewys nie. Dis so sien sy magie is oop. Sy hempie het opgetrek terwyl hy daar lê, nee. Sy mag beweeg nie eens nie, is geen asemhaling. Ja, daar. Maar gaan sy oop, ja. Eerste ding wat ek gesien is sy vingertjies het begin beweeg. There is power. In the blood. Nee, die kind gevat geloof. She's my to baie snaaks, ek sê. Was nie 'n gejoe, yes of niks. Maar dis amazing, dis met die worship en die anointing. Wow. Sure, dis amazing, hoor. Ja, en jy weet toe hulle nou op te kom maak, Jesus toe kom baie vorentoe. Ja. Ja. En hier is een wat hy opsê. Ja, dan loop hy. Daar loop hy. Dan druk jy hulle kan sien. Ja. Is al 'n mense wat hulle Daar's pastore wat hulle name gevat het. Hulle ook gemaak het. Hulle het eintlik in die rivier ingespring van die anointing daar en hulle kerke promote en Prophet wou nie dit gehad het nie. Ons het nie gegaan om kerke te promote nie. Ons het gegaan om Jesus te promote. Verstaan jy? So, maar dit het hulle nie gestop nie. Glo my vry so. Hulle het bly inspring. Oral te waar kom gee hulle kerk se naam. Maar vir my maar net gelos dat hulle net aangaan want ek meen hulle is die ouens wat agterbly dat dat hulle die ouens beskep en ja, en just dit was regtig 'n groot hoogtepunt, né? Bring 'n vrou met 'n krywa daaraan. Prophet sê die vorige aand sê hy daar's 'n vrou, Here wys vir ons 'n vrou. Sy's bedlê, sy kan nie loop nie, hulle moet haar inbring sy toe. Volgende dag kom die vrou met die krywa uit. Stoot aan 'n krywa, bring 'n krywa. Slap jy dink aan toe die ou die dak Ja. ja. Dieselfde ding gesê daar. Dit in alle geval toe bid Prophet vir daai vrou, dan loop sy. Ja. Bal gaan die mens. Jesus. Ja, groot wonderwerke het gebeur. Mense daarso wat inkom, 'n ou was in 'n karongeluk gewees, sy bene, hy verskriklik pyn, hy sukkel om te loop. As voor die crusade nou nog ingekom. Soos die mense inkom, kom hulle na my toe want die pastoor het geweet ek bid vir die mense en dan bring hulle soos hulle bring, né? Genees die Here hulle een na die ander en hulle spring op die stage en hulle getuig. Ja, dit was ek dink as die getuienisse as hulle meer getuienisse gevat het op die stage. Kom ek sê vir jou, het ons nog een aand gebly, né? Was daai plek te klein. Sê jou, want dan sou hy vol gewees het. Jesus was baie. Dis hoe jy versprei kom. Daar is 'n ander manier, dis wat versprei. Ja, ek dink ons gaan op 'n stadium weer teruggaan. Ek dink Prof het gesê hy dink ons weer teruggaan so toe. Maar die plek is regtig in nood, hoor. Dit is regtig ja, ou kan regtig al gaan jy net as evangelist team so toe en gaan werk met daai ouens en of werk met leiers of iemand gaan rig hulle net op. Ja. Want ek sê vir jou nou, daar is dit geen benul in die Bybel. Jy moet dit weet, daai plek is hulle het 'n poverty mindset. Die die pastore. Hulle vat ons nou, hulle sê hulle bou 'n kerk.
En ons moet soontoe gaan, ons ry 'n uur na daai kerk toe, 'n uur. Ja. Op grondpad. Ja. Ja. Ek sê vir jou net, jy Ja, voel so milkshake. Ja. Villages. Ja, in alle geval 'n uur kom maar by daai plek. Is 6/18. 6/18 afdakkie. Nou sê die ou sy kerk. Ek sê toe niks nie. Ek kry by die crusade. Ek sê, "Hey, wat's fout met jou? Jy's 'n pastoor, jy glo in die Here en jy het 'n mindset om 'n 6/18 op te sit. Hey, jy moet jou mindset verbreek. Jy moet jou tentpenne uitskop as jy moet hulle groot maak. Jy moet daai hele erf wat jy het nou onder dak sit en toemaak. Jy dink te klein, jy dink ver te klein, jy moet groot dink. As jy groot dink, nee, gaan jy goeie vir jou begin gebeur. Maar as jy hierdie klein bietjie, want dan is hulle trots met wat hulle doen, hulle wil hê ons moet dit sien. Maar dit niks het my impress nie. Want hulle mindset is verkeerd. Jy kan sien hulle loop in 'n poverty mindset. En ek dink dis die swaarste ding om mense wat 'n poverty mindset het te breek. Ek meen ek werk met counseling, ek weet hoe mense werk. Hulle dink nie, hulle kan nie uit dit uitkom nie. Hulle is vas in bindinge met dit. En om dit te breek, nee, is reg met die Here dit supernatural vir jou doen. Hy wil daai wonderwerke vir jou wys dat die goeie vir jou sal gebeur as jy hom vertrou. En ja, die pastore en daar's een probleem met hulle is about me, myself and I. Hy een pastoor, ek het nou al weghardloop van hom af. En al wat hy van praat, baie gewerke wat hy gedoen het, wat hy kan doen, wat hy kan maak, wat hy gebeur niks. Ja, en dat kan daai kyk. Wat vir die siek is. Nee, maar jy moet pray vir die siek. Nee, maar jy's ook, you're a believer. Wat ek kan doen, kan jy doen. Wat se antwoord het hy op gegee? Hè? Nee, hulle antwoord nie. Hy sê just pray. En dat elke I know a guy that brings a guy that brings a guy that can do this. daar's elke twee huise het 'n well, wat meer was 'n put. Ja, dis amazing. Ja, trek water uit 'n put uit. Hulle moet ook wees. Living water. Trek water uit 'n put uit. Dis amazing. Hulle het nie boor gehad, jy weet, lopende water. Ja. Hulle het putte. Ja, putte. Trap sak sy emmertjie, trek sy water in helder skoon water wat uitkom. Ja, dis die skoonste water wat jy ooit sal kry. Ja. En elke ou het 'n avokado peerboom beskier. Dis kwaai. En hulle almal hang daar. Niemand vat die ander huise nie. Ons vra steel nie goed. No. Nobody touches it. En is vuil hè. Eers is vuil die doeke goed nee, ek het bietjie gesukkel met daai goed want dit vrot. En jy loop die weet die as hulle net die dorp skoon maak ook en net so bietjie in die paaie werk. Is daar rare self, nee. Ja, buite rare. Dit is nie in die middestad nie, is 30 kilos uit Harare. Ja, 30 kilos uit. Nou Harare self hoe lyk hy? Harare lyk goed. Dorp lyk goed, daar's skoon, daar's nie vuil of whatever nie. Dis ja, dis nice. Mooi geboue ook. Ek sien nou hier so in Bloemfontein, daai Isla Bloem wat staan is besig nou om die rural areas soos wat community diens. Die community bymekaar kom en dan maak ons die strate skoon en hulle begin daai mindset nou vir hulle in ons gemeenskappe in te sit van kom ons kom bymekaar Saterdag. Soos daai ou sê, hy sê hulle is almal gewillig maar hulle is so 'n bietjie leierloos. So dan sal hy nou die leier wees en dan begin hulle die strate. Jy moet die comments lees van die mense wat sê, weet as 'n ou gaan self skoon maak, gaan jy weet om dit skoon te hou. Ja, so ek dink as 'n ou op baie lewe kom, begin met jy ook baie beter raak. Wie's die ouens? Daai Isla Bloem. Dis ou vir smart repair. Nee. Hulle is mos hulle het maar net 'n logo wat sê I love Bloem. Maar hierdie ouens is dit is nie anker of dis 'n ander ou. Ja, so groterige ou. Ja, hulle gaan so hulle is nou besig om daai swembad wat glo daar in die dorp is. Ja, hulle is besig om hom uit te sort. Dis maar alles sponsors. Alles is sponsors. Die ou het trailer gehad in die begin nie. Hy het nie 'n bakkie gehad, hy het vervoer nie. Die ouens wat hom gewerk het, het kom help
En dan het ouens soos Checkers, ek dink Econo Foods, om kospakkies gee. Dan betaal hy die ouens kos. So dan die ouens so maak en die bord skoon. Maar ek weet wie's anker van, maar dis nie hulle nie. Maar ja, dit is eintlik 'n goeie nice ding wat nou ook vlam vat hier. As hulle dit in daai plek doen, net ook hande vat en die mense leer, sê kom ons maak julle plek skoon. Dan is die plek skoon is, dan is dit amazing, want dan alhoewel die paaie, ek sweer dit is so, jy cheek op en af. Daar's wat ek vir my kind gebid het. And I command you to leave this child's ears right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. And I command Jeff's ears open right now in Jesus' name. You hear me? Can you hear? Speak to him. Praat in sy taal, want hy verstaan nie my taal. Yes. Amen. 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 Hallelujah. Kom maak het bewys. En hulle sê, daar se baie mense sien jy. Ja, toe gaan Willem van Tokkela, daar sê toe help hy my nou want hy wys vir hom dat hy nou moet as hy agter hom staan met hom met klap het ek hoor. Ja, daar. Amen. Sê weer? Ja nee, ek ken nie die Bybel nie. Nee, ek wonder of enige een van hulle Bybel lees. Jy sien net die Maar ek kan nie lees. Dis die ander ding. Dis die Heilige Gees wat die werk gaan doen. Ja. Dis ou net die Holy Spirit. Dit wil change and turn Africa. Ek dink dat Mugabe nie, wat hy nou het so gou is gelaat. Mugabe. Die enigste persoon vir wie die puls gebuig het. Jy sien, Mugabe het die mense verniel in daai plek. Sy plek daar, ons ry vir langs hulle plek verby, Grace Mugabe bly daarso, daai muur wat hulle gebou het, Ja. Ek dink hy is 8 voet hoog of whatever, maar is 'n dubbelmuur met konkreet binne-in. Ja. Ek sê vir loop vir kilometers. Hy dan draai en dan loop hy 40 kilometers af. 'n muur. En dan maak hy so die hele plek is toe. Niemand weet wat daar binne aangaan nie. Maar die buitekant van daai plek, die mense is in poverty. Hulle is regtig kry baie swaar. En een ding wat jy nie in daai plek wil wees nie is 'n kar. Die ou se karre wat ons ingery het, net se dashboard lyk soos 'n kersboom. Al die liggies, al die warning liggies brand. Maar hy kan ry. Yes, die shocks klop. Die engine raas, dit is chaos. Maar hy's 'n ryk man met 'n kar. Ryk man met 'n kar. En hulle ry net, kyk, jy ry nog in die pad, dan kom jy 2 karre van voor af. As jy nie die pad uit swaai nie, en niemand blaas vir niemand hoeter nie. Nee, soos jy die pad uit dan gaan werk. Dis Egipte, daai ouens maak jy ongeluk in die mal. Ja, soos Cairo. Ja. Hulle kan by nie vinnig as nie. Nee, hulle ry. Traffic lights, geen streep. Nee, hulle laat waai, jy moet verstaan nie. Nee, dan ons laat waai. En op die teerpaaie, daar's hulle eers gevaarlik. Ja, ek sien 'n ry saam met jy, ek sit agter die kar, sien ek kom 'n kar. Hier kom 2 karre. Hier kom nou 2 ligte. Jesus. Maar is deur hulle. Maar ek sien die nuwe president wat hulle nou het. Ja. Is al die plaaslike wat naby uit die blank is. Ja. Wil hulle nou teruggee en hulle wil die boere vergoed daarvoor. So hulle is besig met 'n plan om restoration te doen. So van die boere is was skrikkerig dat dit gaan gebeur. Maar daar's baie wat sê so ons sal gaan. Ek meen hulle het ongelooflike agriculture. Nee, jy verstaan nie hoe was hulle dit is actually die beste. Nieuw grond en water is van die beste in die wêreld. Maar dit staan nou. Ja. Maar nou gaan hulle daai wat Mugabe die skade wat hy gedoen het, is hulle nou besig om te swaai
Dit sê kom net terug, kom. En ek dink oomblik as dit nou sê so 5 jaar van nou af, behoort hulle basket, hulle kosbasket weer Maar omdat hulle geldeenheid het hulle neergesit, hulle hardloop nou met die dollar. Dit lig hulle hele ekonomie. Want jy sê as jy vat wat ons betaal in dollar daar was in Suid-Afrika, dan skoor hulle all the way nou met die dollar. Hulle maak groot geld. Maar dis sim dollar uit. Nee, is American dollar. Later, wat noem hulle Ek is so bly oor die dollars. Ja, nee. Ons ek het geen van hulle geldjies gesien, hy werk net met dollar. Kom. Hy kom. Jaar kom. Ja, En is vuil note. Yes. Ek hoor hulle vat nie eens die note terug in Suid-Afrika nie omdat hulle so vuil is. En hulle reënval is presies dieselfde soos ons spulpunt opsit. Ja. Hoeveel is 'n spulpunt op te sit? Ja. Ja, elke ou het so 10 milie lyntjies, Kyk, soos die tafel. tabak geboor en staan daar so 'n paar milie. ja, jy kan nie glo die van Wildaf aan die kant uit. klein tydjie daar vir iets Beste staan. bosplaas in die wêreld. Ja. Dis Swaziland is dieselfde. Ja. Swaziland en Lesotho is seker van die beste Ja. grond. En daar's niks. Ek glo daar kan 'n groot revival uitbreek in Zimbabwe. Ja. Want daai mense is regtig honger. Hulle is net mislei, dis al. Hulle moet net uit dit uitkom, dis al want hulle is nog die hele tyd net onderdruk. Is nou tyd dat hulle opstaan, dat hulle kan weet daar's vir hulle 'n beter lewe. Dis waar. Nee, die mindset, dis al. Hulle het 'n poverty mindset net uit dit uitkom. Ek dink as hulle 'n klomp van hulle saam staan en jy kry 'n goeie leier in daai areas wat daar operate, né? Ou wat hande vat en hulle motivate, dan sal daai groep magtig opstaan. Jy weet as jy kyk die besighede wat hulle het, elke ou sy besigheidjie, party van die ouens het hulle sulke rye daar langs die pad, sulke rye shoppies wat hulle gemaak het. En die goed wat hulle doen, amazing. Hulle kan met hulle hande werk. Die meubels wat hulle maak. Ja, nee, hulle is kreatief, hulle kan dit doen. Maar dit is net iemand kort net hulle regering moet net miskien net sê okay, kos pat aan. Staan op. Ons maar sê. En die groot ding vrouens, nee, jy's in daai plek. Baarmoederprobleme. Yes. Kopseer, baarmoeder. Jo, baie vir hulle gebid. Das daai losbandigheid. En jy kan dit nie stop nie want ek meen dis ek weet nie hoe daai mense survive nie. Ek weet nie. Ek wil in die toe kyk Robert Bowery kom van Zim af. Ja. Net om terug te gaan bekende geskiedenis in. Ek het nie geweet nie, Robert was hier en toe hy in die House of Bread toe bring hy 'n boek geskryf ek dink is Bentley, maar die ou wat saam met hom was, die ou se in COVID oorlede, het die boek geskryf. The Holy Land Key. Ja. In een hoofstuk gaan net oor Robert Bowery. En Robert is van Texas en hy's hier. En hy is die ou wat na Benjamin Netanyahu toe gegaan het in Israel. En van 'n woord gaan gee het en Benjamin wou dit nie vat nie want hy sê die profete is lankal dood. En 2 weke daarna, 'n dag daarna toe hy uitvlieg, toe verloor hy sy presidentskap of sy posisie as eerste minister in Israel. En hy laat Robert terugkom. En daar het hulle verhouding begin. Maar dit is die hoofstuk in die boek en Robert is op die vliegtuig terug Texas toe en hy gee my die boek. Ek maak die boek oop, ek sien daar staan Rufaro, Zimbabwe. Ek kom van Rufaro. Onmiddellik vat ek die telefoon en ek bel vir Dawie Spies en ek vra van Dawie, waar was jou pa 'n missionary gewees in Zim? Hy sê nee, my pa was in Rufaro. Ek sê, hoor hier's 'n miracle hier op pad. Hierdie ou kom van Rufaro af. Ek probeer Robert bel, ek kry hom nie aan nie, ek los hom 'n boodskap. Vra vir hom, het jy vir Van Spies geken? Oom Van Spies. Hy sê, nou he discipled me in Rufaro. En van daar af toe is Robert van nou moet jy weet, die miracle hoe ons by Robert uitgekom het, is dat
Martin is die eerste keer, Martin Taljaard is Texas toe. En buite Texas is 'n dorpie met 600 mense en hy ontmoet vir Jerry Rose. En Jerry word sy spiritual father en hy nooi hom uit Bloemfontein toe. En Prophet Elizai ontmoet vir Jerry. En hy het 'n vision van sy spiritual father is in Zim. Ag nee, Zim nie in Amerika. Nou, waar gaan Elizai waar gaan Prophet 'n spiritual father kry? Hoe groot is Amerika? Hy bel hy bel vir Jerry Rose. Hy sê vir hom, weet jy van 'n swart man wat 'n geestelike vader is of apostel is in Amerika? En Jerry sê, ek ken hy's in Texas, Southwood, Texas. En Prophet klim op 'n vliegtuig, hy vlieg oor, en toe hy instap in sy kantoor, is die ou wat hy in die vision gesien het. Dis het Robert Mawere. Dis hoe hy connect het. Ja. En Robert kom hiernatoe en Dawie se pa het hom gedisciple. Ek meen, wat s'e kans? En Robert is knap. Ja, en in die tyd wat hy kom, begin ons connect en hy vertel een ding van Zim wat ons moet verstaan. There is anointing on that ground. Want as jy gaan kyk in die skrif praat hulle van the land of Ophir. Nou, niemand weet waar's Ophir nie. Party sê vir jou is Indië en daar. Maar ons glo dat King Solomon, want daar's ook 'n plek, King Solomon's Mines. Hulle het met die skepe omgekom tot in Zim. En dis waar hulle die goud en die minerale gekry het vir die tempel. The gold of Ophir. As jy gaan kyk, die goud en die minerale en die goed wat in Zim is. So ek glo as jy dit gevat het vir die tempel, there's a honoring on the ground. Want die land het dit gegee. Die aarde het dit gegee uit daai plek uit. So dit gaan in 'n restoration kom in Zimbabwe. So daar gaan 'n herlewing uitbreek van Afrika in Zim af. Maar nou vertel Robert vir my, as jy in Israel is, dan kry jy die Gihon Spring. So wat gebeur het is, jy die Old City, in Werner sal weet, ek sal vir julle foto's wys, jy die Old City, en dan het hy mure om, en dan het hulle hierdie well gekry, buite die ou stad, en hulle dan laat daai water in die stad vloei, maar dan maak hulle die well toe, sodat as daar oorlog is of die vyande kom, dat hulle nie die water van die stad kan afsny. So the living water kom in van die Gihon Spring af, en hulle het 'n tonnel gekap, weerskante, die kant gekap, en hierdie kant het hulle ancient, en dis in Dawid se tyd, 1000 voor Christus, ek praat van 3000 jaar terug, het jy hom geloop by tonnel, dan loop jy in die lewende water, enkel diep, jy weet die skrif praat in Ezekiel, enkel diep, nie diep in die heuphoogte, maar hulle het gekap weerskante, ek weet nie vir hoe lank nie, maar kom ons noem dit vir meters, en dan op die volgende slag, dan kom hulle presies by mekaar uit. Hulle het nie geen aanduiding, geen tegnologie gehad waar hulle uitkom nie, maar hulle kap en dan kom hulle by mekaar uit. Nou daai Gihon Spring se water het hulle gesien, loop nie net daar nie, dit loop onder die grond, en Robert stuur my hierdie. So daar begin die Gihon Spring in Jerusalem. So daar's lewende water wat deur Afrika loop. En dit loop deur Tanzanië, living water, en dit eindig in Zimbabwe. Maar die water loop onder die grond. Ons sien maar net al wat hy bo langs loop. So there's a well of living water wat in Zim is. Ja, hy het hierdie van jare terug en ek het dit net so gehou. Want dit is belangrik om te weet, as jy na 'n plek toe gaan, hoekom jy, wat gebeur daar? Wat is die redemptive purpose
of that land. Ja, verseker. En ons moet een ding verstaan, as ons oor die brug gaan van Limpopo, as ons oor die Limpopo gaan, daai brug se naam is Beit Bridge. So Beit beteken house, Beit. Soos Bethlehem is house of bread, nou Beit Bridge. Ja, so dis 'n Jood wat die naam ook gegee het van daai brug. So it's crossing over. So ons moet weet, as die vuur van Kaapstad afkom, as die vuur hier van Suid-Afrika, dan gaan hy oor, en hy gaan in Afrika, en hy gaan daarin, en daar is ook, kyk wat staan daar uit, dis nou Eswatini, en hier's Lesotho, so hier's 2 jewels in Suid-Afrika, die een is Eswatini, in die eerste crusade wat Stephen gehou het, 50 jaar terug, het hulle gehou in Eswatini, in Swaziland. Swaziland het 'n koning, Lesotho het 'n koning, maar Swaziland het 'n belofte gekry, hy gaan nooit in 'n oorlog wees nie. So dis ook 'n land wat ons kan kyk, waar daar 'n baie groot belofte op is, en terug te kom, Swaziland, Lesotho, gaan kyk waar sit Lesotho van ons af, hy lyk soos 'n nie, Lesotho lyk baie soos die Galilee, soos 'n rein, 'n cleansing place, so hy het daai places, hy het hoë berge, hy het ook baie water, en die witchcraft by daai hiding places is geweldig, so there's strongholds, and if you can break the strongholds in this area, Swaziland, Lesotho, and in Zim, you have to conquer that. Ja, daar's sangomas daar, wat ons nie verstaan nie, ons het gesien die wat oorgekom het, wat hier by ons gebid het, wat hier was, daar's totems, en dis wat Kobus sê, wat nie vreemd is nie, sy sê hulle eet bakstene. Onthou, ek het die een wat by ons was sy maat, sy is gebore op 12 maande ouderdom. Ek het nie geweet dit bestaan nie. Hulle hou hulle terug in die baarmoeder. Deur die sangomas, hulle hou hulle terug. En die totem, 'n totem is soos 'n familiewapen. Dan word hulle gecapture in daai totem. Nou, ek weet nie, jy moet gaan kyk hoekom eet hulle bakstene. Ek sal vir jou uitvind en dan gaan ons kyk wat is die totem en daar's iets in dit. You have to break that curse en al daai witchcraft en daai goed wat daar gebeur in die land, wat die goed wat daar lê en die sacrifices en die goed wat daar moet loskom. En dit is hoekom, as die oomblik as die lig begin inkom, soos Kobus sê, die oomblik as die lig inkom, dan kan jy kan daai duisternis nie staan nie, dan word hulle vry en die genesings vind plaas, in die ore en die oë en alles, maar die anointing van die een wat, hy moet in daai, soos Kobus, in profet, hulle stap in daai anointing, en daai authority in daai plek, as die authority van Jesus in hulle daar instap, is daar niks wat jou kan teer terug. Het jy nie probleme met sangomas of So ja? Sangomas probleme met hulle gehad? Nee, daar was witches wat gedeliver is. Ja. Ja, het vorentoe gekom, vrywillig. Kobus, die een wat nou bakstene geëet het, sy gelewe van baksteen. Ek het nou nie met haar gelaborate nie, of wat ek kon, kyk, want jy staan 'n lang ry wat jy bid voor, die vrou staan voor ons, sy sê, I'm addicted to eating bricks. Nou ek weet, ek het al gelees van dit, waar die mense baksteen, hulle eet klippe, hulle verskillende goede wat hulle eet, wat mind-boggling is. Ek sê vir Prophet, ek wonder hoe doen dit, want ek het nou nie gevra nie, sit sy in crash, hy sê nee, hulle werk met die supernatural van die duivel, so, daar's, I don't know hoe, maar in any case, ja, toe ek net vraag gebid. Ja, jy weet, hulle gaan in, ons moet net enig verstaan, hulle werk uit second heaven uit. Ja. They are praying through their fathers to the gods. Nou, daai selfde gode, is ook die gode wat in Egipte was. Ja.
So die 10 plaag, elke plaag was 'n god gewees waarvoor hulle aanbid het. Die een vir fertility, die een vir voorsiening, die ander vir vrugbaarheid, die ander, elke god word aanbid. Dis hoekom jy moes eers by die 10 afgebreek het voordat jy die laaste een afgebreek het. Want as jy die 10 afgebreek, onthou, hulle beheer ook die water, hulle beheer die reën, hulle bid vir reën, die reëngodin. Ons het dan 'n Mujaji, Mujaji. Magubas kloof, duiwels kloof. Dis die Rain Queen. En dit is hoekom hulle al daai plante en die goeders Israel het daar gaan bedien waar daai sangomas daar tot bekering gekom het in Mujaji is 'n stronghold. En nou gaan hulle Lesotho in en die sangomas is op 'n vlak wat hulle leef onder die water. Wie van julle weet hulle water spirits. 'n Persoon as hulle gebore word, dis hoekom dink jy het hulle vir Moses op die water gesit? Want hulle het gesê as hy nie deur die krokodille geëet word nie, dan is hy 'n god. En hulle sit die babas op die rivier om te kyk hoeveel as jy 'n krokodil jou eet, dan there's no supernatural power in you. Hulle soek die babas met supernatural power. En hier kom 'n Egiptiese vrou en sy vat vir Moses en hy was nie maar die volk moes uitlei. So hulle sien presies daai kant. En wat net mind-boggling is hulle gaan onder die water. Ek het ook hierdie gehoor toe ons met Amanda se goed gehoor het. As hulle twins het of mense as hulle kinders het, dan sit hulle onder die water en as daai kind self gaan begin, as die gode vir jou gaan begin asemhaal, dan weet hulle, okay, jy het daai supernatural power en dan train hulle jou in daai. En dan word hulle mermaids en al dies. As jy perswee met die supernatural power. Ek het 'n boek, High Priest of Satan, wat daai ou gedoen het om 'n priester te kan word, wat hy moes hom begrawe het, dan moes demon hom kom uithaal uit daai kus uit daar onder grond, ek ben 7 dag, en al die goede wat hulle doen, is mind-boggling. As jy gaan kyk op TV, al hierdie goede wat hulle doen, wat hierdie supernatural goede, dan ons glo meer in Satan as wat baie Christen in God glo. Ja, maar die krag wat daar want hy wys, Daar's ook opleidingsplekke onder die water. Ja. Dat hulle die water laat oop gaan. Ja. En dis wat ek ook nou maar van gehoor het. Hoe hulle dan nou daar die goed doen. Ons moet een ding verstaan, toe Jesus met die disippels op die skei klim en hy sê kom ons gaan na die ander kant, to the other side, the other kingdom. En daar 'n storm losgebreek en hy het gelê en slaap. Hy was ek glo hy was absoluut in kontak met sy Vader, soos in 'n trance, in 'n visie gewees. En hulle maak hom wakker en hy rebuke the storm. En die storm word stil. Maar as die storm van God is, he cannot rebuke his Father. But if the storm was in the second heaven, he can rebuke it. Ja. So dit maak vir julle sin. Wie die storm gestuur? Ja. Ek het nog elke keer waar ons uitreik en dit begin reën, stop ek dit in die naam van Jesus. Onmiddellik. En dit genuine stop. Ja. As dit haal by my huis, stop ek haal en dit stop onmiddellik. Onmiddellik. Ja. Ekskuus, ons was in brei. Ons was in brei. Ons was besig om te bedien en hier kom die reën. Ek sê, in the name of Jesus, devil, you will not bring this rain. Now, I command you that in Jesus' name. Ons het bedien nou, ons het toe ons klaar is net, toe ons oppak nou. Dis toe reën het. En die volgende moment begin het haal en ons staan buite. Daai wat ek nou wil vra. Ons was so rukkie terug was ons in Joburg op 'n kamp gewees. Ons bid dat die reën moet wegbly want ons wil die kamp bou en die ouens se grond dit is. Hy kom nog al hy sê, julle bid dat die reën moet wegbly. Ek bid laat die reën nodig. Toe dit nou reën, toe sê hy, behoorlike gebede word aanvaar.
So ja, maar soos jy sê, dit is Die autoriteit ja. werk. Jy werk met Kan 'n mens autoriteit. ook teen Of course, die Bybel sê dan you've got a dominion and authority over all creation. Ek daar vlieg 'n swarm bye in my huis in, onder my vloer in. En ek staan daar en ek gooi 'n lappie want ek het lank terug met bye geboer, maar die rook verlam hulle net. En my bediende staan langs my, ek sê vir Josephine, what's the power of God? Ek sê bye, in die naam van Jesus, hierdie huis is Koperstrons en nie julle sin nie, julle verlaat my huis nou. As die Here met my hoor, onmiddellik, dan gaan die hele swerm. Hey, wow. Sy staan. Ja, sy het hom opgered. Pieter, hy's nie nou hier nie. Pieter wat getuig het, ek staan by sy huis as bediende vrou daar binne, sy hele huis se muur buitekant vlee. As jy by sy deur kom, sy sif deur om in te gaan, dan dit lyk soos bye soos die vlee daar is. Ek kom in, praat met die girl, kom uit en ek loop en ek sê vlee, hierdie huis behoort nie aan julle nie, hierdie huis behoort aan Pieter. Ek beveel in die naam van Jesus verlaat hierdie huis. Daar's die Here wat my hoor, daar's nie 'n vlieg nie. Tot nou nog. Ek bietjie daar by my uitstap vir die beskiet het. Hoe was hy? Autoriteit. Hy was laas Woensdag gesien toe gee getuig. Ja, ek het gesien. Ja. Is dit? Hy hardop. Was op Facebook. Facebook en hy het sy getuie gegee oor sy laai teen gedop op. Kan nie glo hardop nou nog. Stuur my die link. Ek het hom gestuur op die groep. Ja, die goeie werk is autoriteit soms en ek meen dit praat en gebeur. En dis al iemand sê, is iemand, ek vat enige ding wat jy sien, ja, glo jy. Ja. Maar as iemand vir iets vertel, dit is sommer boks. Wat ek vir jou sê. Maar ons sien nie goed gebeur. As jy dit sien gebeur, ja, dan besef hy 2 keer maar, hoorie, wat het nou gebeur? Ja. Ons in baie belangrik is Vader werk deur die natuur, deur elemente. Hy werk deur bye, hy werk deur vliee, hy werk deur maak nie saak. Ons het by ertjies gaan bid. Ek weet nie of Des wat jy was by met Enoch. In Diete. Toe bid ons maak die altaar skoon by ertjies se plaas. En toe slaas toe sê Dieter, hy sien heuning en 'n arend op die altaar. Heuning is die woord wat soet is en 'n arend is profeties. En hy het klaar gesê 3 minute. Ek hoor net u nog skree. The bees are coming. Toe ons kyk, toe kom daar 'n swerm bye uit die vraag vir Des uit die ooste uit. Maar hierdie dakhoogte, 'n swerm pikswart. En hulle vlieg nie langs nie. Ons het net gestaan. Ons het vergeet om af te neem of ons is net verbaas. Kom hulle hulle vlieg oor die altaar. Nee, van oos na wes, hulle gaan net verby. Maar nie, dis is hele is pikswart, swerm bye, gaan oor die altaar. Nadat hy heuning gesien het. Ek voel hierdie getuie, ek staan by Clarence, ek het net tot bekering gekom en ek sukkel, dan die duiwel bly jou heeltyd aanval, want nou is jy mos nou kind van die Here, nou los hier nie uit. En ek sê, my vrou kom kuier daarso, en 'n maat vir my, die ou wat die Here vir my gestuur het om my te help. Ek sê, hierdie Saterdag gaan ons gaan 'n berg soek, en ons gaan 'n altaar bou, ons gaan al hierdie gemors van ons neerlê en die Satan hierdie dag gaan ons sy werke kanselleer. Daai Saterdag hier reën het, maar is toe bewolk. En my vrou sê, Pieter, en my vrou sê, kom, ons sit sommer daar in die huis, ons lees Bybel daar, doen dit, alles klaar, en dan gaan ons uit. Maar dan vat ons reënjas, ons gaan uit, ons kom maar, daar's 'n berg vir die Here vir my gewys, gaan bo op daai berg. Dus daar staan, dis net bewolk, geen reën nie, maar dit is heeltemal toe. Ons pak altaar, elke ou pak sy klippe, en nou staan hierdie klein altaartjie wat so staan, en ons vat hande, en ek bid. Nou my ringtone is die shofar. Nou ek en Sebastian het 'n reëling. As ons bid en iets gebeur in die shofar, my telefoon lui, die shofar is daar, dis bevestiging. En ek staan en bid en die volgende moment voel hy sy telefoon vibrate. Maar nou hou hy nog sy hande vas en ek bid hierdie dag, Here, ons kanselleer die werke van Satan hierso in die naam van Jesus. In alle geval,
en hy sy telefoon maak vibrate weer en hy los my vrou se hand, hy maak met sy telefoon oop. Iemand uit Johannesburg stuur vir hom 'n boodskap, nee, you have conquered the devil. Ek meen, niemand weet wat ons doen nie. En die volgende moment vat hy weer met sy vrou se hand en hy maak sy oë oop, nee, en die wolke gaan oop, nee, en die son skyn reguit op ons altaar. Reguit, net op ons altaar. Supernatural. Ja. Ek sê dis ek sê altyd vir mense nou die loop saam met die Here is supernatural. Dit is die mees amazingste tyd in my hele lewe. Ja. Die goed wat gebeur net is as jy dit vir enigiemand anders vertel, dit is nee, hierdie goed is nie waar. Ewen jy bid vir iemand dan is gesond. Dis nee, kan nie wees nie. Maar dit is true. Ja. Ons moet terugkom na die simplicity of the word. Ja. En ons moet hom letterlik opvat. Roep hom aan. Believers. Ja, roep die goed aan wat nie bestaan nie. Asof dit reeds bestaan in jou lewe. Spreek dit aan. As ons gebid het vir die woord om soeter te wees as heuning, en die baie trek en ons het die heuning uit die dak uit gehaal hier, dan kan dit gebeur. So kom ons sluit af. Net een gedagte wat ek aan dink, en dis daai gedeelte waar Jesus sê, die oes is ryp en die arbeiders is min. Ja. Hoor net hoe ryp is die oes. En nou hoor ons hoe neem die dit gaan gebeur. Boosheid oor, hoe vat hulle, terwyl dis vir ons daai, it's for the time. Ons moet net Jesus se woord vat en gaan die oes gaan insaam. Ons is gereed, ons vakansie daar is amper verby dan. Ons gaan volgende week, ek sal met Kobus praat, dat ons kyk wat dan gaan ons outreach doen. Ja, amen. Dis, ek kan antwoord. Vader, ons wil net kom hier en sê dankie dat jy so bron het hier besig is in Afrika. Ons hoor die gerugte dat Kobus daar kan wees om te sien. Dankie vir Israel wat Afrika penetreer en ons hoor die dinge. Vader, u is so gretig om u woord te bevestig as die krag en die waarheid en die lig van God. U stuur u engele saam met die woord, hulle is daar om u woord te bevestig. Prys die heilige naam. Ons sê net dankie vanoggend dat ons die voorreg het om manne hier te sit, die woord ook te breek en te hoor wat regtig aangaan is. Ons is nie altyd daar nie, maar die stuur mense in en dit kom terug keer op keer. U is getrou om u woord te bevestig. Here, toe u in Markus met die disippels praat, het gesê, gaan dan heen en kyk, ek is met julle tot die volëinding van die aarde. Halleluja, prys hom. Gaan verby, maar u woord sal nooit verby gaan nie. Help ons, Vader, om hierdie woord in te neem, dat ons kan verander van krag na krag, van heerlikheid na heerlikheid toe, deur die woord van die lewende God. It's your power to change nations, to change lives. Karabasetele ekeba shokorosaya, ons eer u vanoggend. So ons dankie net vir die bevestiging van die krag van u woord en wat dit kan doen. Ons eer u daarvan in die naam van Yeshua. Amen. Halleluja. Amen. Glory. Means the power. Dit is ek hoor. Ja. The word will reach. Yes, ja. Hy gaan. Ja. Dis nie ons nie, is hy. Ja. Jy moet net praat, dis al. Kura en met geloof. So. Dis eenvoudig, want hy sê, I am faithful and I will do it. Dis ons wat nie faithful is nie, is hy wat faithful is. Ja, prys die Here. Yes. Amen. Dankie Kobus. Dankie julle, dankie julle. Dankie.
Life in the precious blood of the Lamb. Life is coming back. There is power in the blood of the Lamb. There is power. Come back to him. Shout in the name of Jesus. I give you life again. I command life to come into you. I command life to come. I command life to come. I command life to come. Life! 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 In the blood of the Lamb. There is power. Life! Life! Wonder. Life! In the precious blood of the Lamb. Life is There is power in the blood of the Lamb. There is power in the blood. movement is coming in the room. Movement is there. Listen, look together. There's movement here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I command life in you. Life, 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 life. Pick him up now. David, look at me. Wow. Come. Your baby shall be. Your baby shall be well. You see she's biting her finger. Father, in the name of Jesus, I command that the life of Jesus is given 5. We bless this baby. Father, we command now from today, we release life into you, son, that you will go in to have all the movement that you need. In the name of Jesus. 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 Sit him again. Try to sit him again. Sit him on his back. Sit him on his back. Son, receive. What is his name? That from today, the life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Try to live in the witness. Receive life. Receive life.
Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. Receive life. In the name of Jesus. 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 Thank you, Father. So you can't talk. Huh? What is his name? Innocent. Look at me. Innocent. In the name of Jesus. May your life be in order. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. The boy is 5 or going to 4. He's 4 going to 5. He can't sit. He can't talk. The hands of the Lord shall be upon him. Father, we thank you for the good work is started. Bring it to completion. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, do it. Father, we pray for innocence in the name of Jesus. Oh, Baba, innocent, oh Lord, in the name of Jesus, we pray for your grace. In the name of Jesus. Oh, Father, we pray for innocence after 4 years and a half. Lord, Father, we are praying and we are trusting you that one Lord, innocent will walk in the name of Jesus. Oh, oh yes, oh yes, oh Rebe Sitaraba. Do it, Lord. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Can we give a big hand to our Lord? The good work he has started, he shall bring it to completion. The good work he has started, he shall bring it to completion.